en hulle 3 dae laas geëet het. Ek is Cara Tomlinson, ek is tans werksaam by die FHK in die Noord-Kaap, die Noord-Kaapse kultuurkoördineerder, en as deel van my werk pak ek en Dr. Louis Botma 'n paar staproetes aan. Nou die eerste een waar ek vandag wil gesels is die Rebelspoor vasbyt. Nou daar stap ons op die voetspore van die 1914 rebelle, so dis daar in die Appington omgewing waar ons gaan stap. En ja, ek wil sommer so 'n paar staaltjies uit dit uit vertel. Nou dit is 'n groot trek, is 'n groot opsaal. Ons bly oor en ons trek presies soos die rebelle in 1914 gebly en getrek het. So jy kom met die minimum klaar. Jy vat saam wat jy kan dra en jy oorleef met dit wat jy dan in jou tas het vir die volgende 3 of 4 dae wat die toer duur. Nou die eerste plek waarby ons aangaan op hierdie toer is by Bloubos. Nou Bloubos is 'n plaas so 60 km buitekant Appington. As jy nou so daar na Kalahari Gemsbok Park se kant toe ry, dan stop ons op die plaas Bloubos. Nou Bloubos is 'n punt om te stop want die rebelle het daar verbygetrek in 1914 en aangegaan by die Liebenberg familie. Nou die Liebenberg familie is vandag steeds op die plaas, hulle nasate, so ons ontmoet dan die nasate van die Liebenbergs wat aanvanklik op die plaas Bloubos gebly het. En ons gaan tuis by die ou opstal, die plaasopstal wat in 1911 gebou is. So daai opstal het reeds gestaan toe die rebelle daar verbygetrek het. So dis ons eerste stop by Bloubos. En dan van daar stap ons oor Grondneus na Koegoekoep. Nou Grondneus is 'n geskiedkundige baken eintlik, want dit was een van die moeilikste en swaarste dae tydens die trek of die epiese woestyntog van Kemp. Toe die rebelle oor Grondneus gestap het, was van hulle se voete bebloed, hulle het bitter min geslaap, omtrent niks geëet nie, en ook al 'n lang pad getrek sonder water. Nou, 'n rebel skryf in sy dagboek, dat hy eerder oor die duine sal kruip na vryheid, as dit dan nou is wat dit vat. So hulle was regtig verskriklik doelgerig, en ons stap dan ook oor Grondneus. Nou dit is interessant, die naam, die duin waaroor ons stap, het so half die vorm van 'n neus, en daarom dan nou Grondneus. So ons trek oor Grondneus tot by Koegoekoep. Koegoekoep is die plaas waar die rebelle ook dan oorgebly het. Daai tyd het die boer van Koegoekoep hulle baie hartlik ontvang, en ook 'n trop skaap aangekeer vir hulle om te eet. En hulle het net geëet en Kemp het gesê ons moet verder aanbeweeg, want die Unie-magte is besig om ons te omsingel. Ons kan nie hier slaap vanaand nie. So ten spyte van die moegheid van die klomp rebelle moes hulle toe aanbeweeg. Nou ons het nou oornag by Koegoekoep. So ons het gestap van Bloubos af oor Grondneus tot by Koegoekoep. Dit is omtrent so 15 km se stap. Nou ons doen dit fisies, ons stap self, so jy ervaar so bietjie meer wat die rebelle moes beleef. Dit is nogal 'n ander uitdaging om 15 km te voet af te lê teenoor om dit met 'n voertuig af te lê. Dit vat jou maar omtrent 'n hele vooroggend. En dan kom ons dan nou aan by Koegoekoep. Daar is ons hartlik ontvang. Oom Jaco Liebenberg het ons daar ontvang. En ons het 'n heerlike kampterrein daar waar ons dan die aand saam braai en gewoonlik dan nou ook 'n geskiedenisvertelling het van hoe die rebelle in 1914 van daar verder getrek het. Nou ons het hierdie jaar die Kalahari ongelooflik mooi getref. Dit was net na die reenseisoen. So ons grootste uitdaging die dag op die roete was water. Ons het deur waterpanne gestap. Nou ja, wanneer jy dit in die Kalahari kry, dan voel jy sommer jy wil swem. So ons deur 'n groot waterpan en die grasse het hoog gestaan, groen gras, water en baie muskiete. En ja, toe het ons nou die nag daar oornag en toe is ons van daar na swart modder. En dit was 'n stywe entjie se stap. Ons het ongeveer 20 km gestap die volgende dag.
Weer eens was water en modder die groot hindernis wat ons moes oor. Maar ons het toe nou beweeg tot by swart modder. Dit is dan ook 'n plaas bietjie verder aan en dit was ons simboliese grens wat ons bereik het. So ons het nou nie tot op die grens getrek soos die rebelle nie, maar ons het swart modder as ons grens gesien. Nou, die rebelle het daar by swart modder het hulle weggekom onder die Unie-magte. Daar's 'n klomp koppies en hulle het daar in die koppies verdwyn en toe nou op die ou einde die grens bereik van Namibië, of soos daai tyd Duits Wes-Afrika. Nou, by swart modder is dit 'n ongelooflike Kalahari ervaring. Daarso het ons potjie kos gemaak die aand, maar ons het onder groot bome geslaap wat vol was van daai versamelneste van die voeltjies daar. En ons het net daar ons tentjies opgeslaan en ons het daar in die veld uitgekamp. En dit was 'n ongelooflike ervaring. Regtig iets om te beleef na 'n lang dag se stap tussen duine. Het ons toe nou daar uitgerus en in die plaasdam geswem en dit was dan nou ook ons bad gewees vir die aand. En van daar het ons die volgende dag beweeg na die rebellieboom, of hy staan as die rebellieboom bekend. Dit is 'n groot kameeldoringboom op Van Rooys Vlei. Nou dit is nog so 60 km aan, maar daar het ons toe nou die voordeel gehad dat ons 'n voertuig gehad het wat ons tot daar gevat het. En daar by die kameeldoringboom is dan ook die plek waar die rebelle op die 9de Oktober 1914 uitgebreek het. Mani Marits met 800 jong manne het daar saamgekom en dit is dan daar waar die rebelle begin het. Nou interessant genoeg, net so in die hoek, die boom staan vandag nog, hy's tussen 400 en 500 jaar oud as 'n mens nou moet skat, so hy's ouer as ons hele Afrikaner geskiedenis. Maar hy's toegespan vandag en hy word onderhou, die boere op die plaas maak seker die kameeldoringboom kry wel water en hy word mooi onderhou. En in die hoek lê daar 'n grafsteen of 'n gedenkplaat van 'n Strauss, Willem Strauss. En dit is nou baie interessant toe ek nou vir hom Louis vra, nou wat is die storie van hierdie grafsteen? Vertel hy dat die dag wat die rebelle uitgebreek het 2 manne langs mekaar gesit en die een het vir die ander gevra om sy geweer vir hom aan te gee. En met die wat hy sy geweer aangee, was die geweer gelaai en daar's per ongeluk 'n skoot afgevuur. En hierdie Strauss seun, as 'n jong seun, is net daar dood geskiet. So dis dan ook die eerste persoon wat in die rebelle oorlede is. Ja, en daar het ons dan nou ons rebelspoortoer afgesluit. Nou tussendeur het ons ongelooflik baie geleer, vanaf Bloubos tot uiteindelik by die rebellieboom. Behalwe vir die fisiese stap en die gevoel wat 'n mens kry, wat hulle min of meer moes gehad het met die stap. Nou ons het dit baie geriefliker, want ons het water en ons het voertuie wat bybly as daar iets fout gaan, dan weet jy, daar is 'n voertuig wat as rigsteen dien om jou hospitaal toe te kan vat indien nodig. Maar jy kry so 'n bietjie die gevoel om lang afstande in die Kalahari son af te lê. Ons doen dit ook in April maand, waar die son nie so hittig is soos hulle wat dit in November gedoen het nie. So, maar mens kry tog die gevoel van daai tyd. Oom Louis het 'n boek geskryf, Die Rebelspoor, juis oor die hele rebellie. En vanuit daai boek het hy 'n hele klomp punte uitgelig, wat hy soos ons vorder dan met ons deel. So hy noem dit 'n paar lesse, die Kemp se resep noem hy dit. Hy sê as jy Kemp se resep ken, dan kan jy dit ook toepas in jou lewe in elke uitdaging wat jy dan moet oorkom. Nou die eerste punt wat hy dan uitlig tydens hierdie lesse van Kemp of die resep van Kemp is dat waar ook al jy gaan, jy die Here met jou moet saamneem. Oral waar jy stap, waar jy gaan, elke uitdaging wat jy in jou lewe het, moet jy God by jou hê. Jy moet hom vir hulp vra, jy moet hom vir leiding vra. Anders is dit eintlik 'n gewaarborgde flop in jou lewe. En die tweede is om inspirasie te neem. Dit is goed om van 'n ander groep mense inspirasie te kry. Nou, Kemp het sy inspirasie gekry van Garibaldi en sy 1000 manne.
Dit is ook 'n klein groepie mense gewees wat groot wondere verrig het. En so dan was Kemp se groep ook 'n klein groepie mense wat doelgerig is. En hulle het dan ook wondere verrig om so ver getrek te kry en uiteindelik in hulle doel te slaag. En so van doel gepraat is dit dan ook sy derde punt, is om doelgerig te wees, om doelgerig in te trek in dit wat jy doen, om gefokus te bly op wat jou doel is. En so kan ek nou nie verder die res in presiese volgorde onthou nie, maar nog 'n paar lesse is om vrywilligers met jou saam te neem. Jy moenie mense dwing om iets saam met jou te doen nie, want hulle gaan jou iewers in die steek laat. Vat vrywilligers saam wat dit graag wil doen. Wanneer jy 'n klein groepie mense is, soos wat Kemp was, tel elkeen wat saamgaan. Nou ek dink dit is so van toepassing op ons vandag. Ons is 'n klein groepie mense, ons is 'n klein volk, klein groep Afrikaners wat strewe na Afrikaner vryheid. So elkeen in ons groep moet tel. Ons moet dat elke persoon wat ook hierdie strewe het, moet tel, sy bydra moet tel, sodat ons by ons doelwit kan uitkom. Nou so het ons op die hele Kemp-resep 'n paar lesse geleer en insigte wat ek regtig lewenslank met my sal saamneem. En behalwe vir al die wyshede wat Louis vir ons leer en vertel op die roete, beleef 'n mens ook wat hulle beleef en jy kry regtig 'n blik op dit waardeur daai mense gegaan het. Geskiedenis voel soms vir jou baie ver, dit voel verwyderd van jou, dit voel soos iets wat heel in 'n ander era en 'n ander tyd gebeur en jy maak dit nie regtig jou eie nie, want dit is so ver verwyderd van jou. Maar wanneer jy so fisies die roete stap en iemand soos Louis sê vir jou, daar so presies, daar tussen die randjie en daai bos, het hulle gesit, toe die trop skape aangejaag is en hulle 3 dae laas geëet het, en vir die eerste keer weer kon eet. Nou ja, jy dan nou 'n dag deurgegaan net met 'n energiestafie en dalk 'n bottel water, so jy is ook nogal honger as jy by die kamp aankom, dan kry jy so 'n bietjie die idee hoe daai mense moes voel. En dit bring geskiedenis dan nader vir jou, dit maak dit vir jou realisties, en jy kry 'n verwysing hoe dit moes voel. Nou, ja, ek sluit dan graag weer af met Louis se woorde wat hy vir ons jongspan sê wanneer ons hierdie roete aanpak. Hy sê, wanneer jy hoor, vergeet jy, wanneer jy sien, onthou jy, maar wanneer jy doen, dan weet jy. Die rebellie van 1914 was dan ook tydens die Eerste Wêreldoorlog, waar die Unie-magte dan van Suid-Afrika gesê het, maar ons as Afrikaners gaan dan saam met Engeland veg, in die Eerste Wêreldoorlog aan Britse kant. En toe het 'n klomp van ons boere gesê, maar daar's nie 'n manier nie, kyk waardeur is ons nou pas tydens die Tweede Vryheidsoorlog, waardeur is ons vroue en kinders in konsentrasiekampe, ons mans op die slagvelde, ons het so baie mense verloor, en dit as gevolg van die Britte. Daar's nie 'n manier dat ons nou aan Britse kant kan veg nie, ons val nie in by die gedagte van die Unie van Suid-Afrika nie. En dit is dan toe wat die 1914 rebellie begin het, waar generaal Kemp, en Manie Maritz en Albert Stadler dan nou ook 'n groot rol gespeel het, veral in die nou bekend as die Noord-Kaap omgewing, want hulle sê toe daar's nie 'n manier dat ons aan Britse kant veg nie, en hulle Kemp pak toe 'n epiese woestyntog aan tot in Duits Wes-Afrika, waar hy die Duitsers sou ontmoet om wapens te kry, om dan teen die Unie-magte van Suid-Afrika op te staan, en nie aan Britse kant te veg nie. So vandaar dan nou die epiese woestyntog van generaal Jan Kemp. So ons trek dan met die rebelspoor vasbyt op generaal Jan Kemp se roete. So hy het so 700 km afgelê te voet en te perd. Nou van die manne het begin, baie boere het hulle wapens ingegee aan die einde van die Tweede Vryheidsoorlog, so daar was min wapens, en baie boere het nie perde gehad nie, so hulle was te voet. Maar daar was 'n klomp vrywilligers wat saamgetrek het Duits Wes-Afrika toe. So met die groot
epiese woestyntog wat hulle toe nou aanpak, moes hulle baie doelgerig wees om in Duits-Wes-Afrika aan te kom en die wapens te kry. Nou, ons volg dan 'n gedeelte van hierdie roete met ons rebelspoor vasbyt. So ons trek dan so 'n gedeelte van die roete wat Kemp getrek het, trek ons saam. Alhoewel ons vir Dr. Louis Botma, wat 'n historikus is en seker ook die persoon in Suid-Afrika of in die wêreld is met die beste kennis oor die rebellie, na hy sy boek Rebelspoor geskryf het. Hy trek saam met ons as toergids en hy vertel ons dan ook die hele rebellie geskiedenis soos ons trek, met dan nou ook die fokus op die plekke waar ons aangaan. Nou hy sê in een van sy lesings daar met die Rebelspoor, het hy 'n baie ding gesê wat my baie na in die hart gelê het, of iets wat ek altyd sal onthou. En dit is om 'n groter prentjie in gedagte te hou. Hy sê, wanneer jy Tafelberg wil sien, is hy nie op sy mooiste as jy op hom is nie. Dan kan jy hom nie regtig sien nie, jy kan dan nou maar net om jou sien. Jy sien nie vir Tafelberg self nie, maar as jy Tafelberg regtig wil sien, moet jy op Blouberg strand gaan staan. Kry 'n bietjie afstand, dan sien jy vir Tafelberg. Nou, dit is presies wat ons met die toer doen. Jy kry 'n bietjie afstand en jy kyk oor die geheel. So jy beweeg op die rebelspoorroete, maar Louis gee ook vir jou 'n goeie perspektief om die hele rebellie in sy geheel dan te verstaan. So dit dan in kort die rebellie. Nou die rebellie was nie 'n baie lang rebellie nie. Dit het in Oktober 1914 uitgebreek en dit is dan nou in 1915 weer beëindig. Maar dit was 'n baie dapper daad om te doen en ek dink ons kan baie lesse leer ook uit hierdie gebeure van baie dapper mense wat ons voorgegaan het. Die Rebelspoor vasbyt word dan ook jaarliks aangebied en ons mik om volgende jaar die laaste naweek in April, eers teen in Mei, weer 'n Rebelspoor aan te bied. So ons is baie opgewonde oor ons volgende Rebelspoor. As jy graag wil deel wees, kan jy kontak maak met my. Ek is Cara Tomlinson en jy kan my bel. Ek gaan my selfoonnommer gee, dis 072 439 2593. Is baie welkom om met my kontak te maak en ons skryf jou dan in by die Rebelspoor. Daar is dan nou altyd ook kostes aan verbonde wanneer 'n mens so 'n roete aanpak. So vir die Rebelspoor vra ons R950. Dit is eintlik 'n klein bedragie geld wat jy gee om regtig ongelooflik baie kennis op te doen en 'n wonderlike ervaring in die Kalahari te hê. Jy leef in die natuur, jy leef naby aan die natuur en jy sien plekke wat jy nog nooit gesien het nie. Een ding wat regtig spesiaal is van die Kalahari is, jy loop op plekke waar jy nie gedink het mense regtig kan leef nie. Dis afgeleë plekke, dis plekke wat ver is van dorpe, maar jy word met oop arms ontvang. So jy beleef gasvryheid op 'n volgende vlak. Jy beleef die natuur en jy leef en beleef die natuur in elke sin van die woord. So ja, R950 aan om deel te wees van hierdie ongelooflike avontuur.